Louis, vandag se vraag is oor depressie by mans. Jy weet, hoekom lyk dit anders as by vroue? En dit lyk anders. Dit is definitief so. Ehm jy weet, dit is interessant as jy kyk na hoe dit raak gesien word van buite af. Depressie word omtrent 2 keer meer by vroue as by mans gediagnoseer. En daarom lyk dit of vroue 2 maal meer as mans aan depressie ly. Maar die probleem daarmee is mans meld baie keer nie aan nie. Hulle het 'n baie hoër selfdoodrisiko wat gekoppel is aan depressie en wat baie keer gekoppel is aan 'n onderdiagnose. So dis nie heeltemal so nie dat 'n vrou dubbel soveel as mans depressie het, maar dis hoe dit lyk. Maar hoe dit presenteer na buitekant toe is baie anders. Natuurlik is daar gemeene faktore, maar kom ons kyk net na hoekom dit anders is, né? En die grootste hiervan, Lisa, is biologiese faktore. Die rol van estrogen en progesteroon by vroue is baie intens nagevors. So hormonale fluktuasies, menstruele siklusse, postpartum, menopause het 'n geweldige invloed op mense gemoed. Dit is so. En dit mans natuurlik het baie minder geneigtheid tot hormonale gemoedfluktuasies. Maar met testosteroon wat afgaan met ouderdom of met siekte of so iets, is daar natuurlik dan die risiko na depressie simptome. Maar as jy geneties hierna kyk, is vroue baie meer serotonien gekoppel aan depressie en mans baie meer dopamien. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat vroue gaan meer jou klassieke depressie simptome wys. Uh, uh Skuldgevoel is hartseer, angstigheid, slaapversteurings, aptytversteurings, nee. En mans nou weer het meer daardie dinge, en dit is baie meer 'n dopamien gedrewe ding. 'n Lus vir niks, minder motivering en natuurlik daai impuls gedrewe plesiersoeking. Miskien meer geneig tot dwelmmisbruik of alkoholmisbruik of riskante gedrag. En dit is hoe dit in kort, Lise, duidelik anders presenteer. Maar as jy so praat, dan besef ek, mens kan nie glo dat ons in hierdie tyd nog steeds die volgende gaan moet sê nie. Dat meeste mense, mans, vroue, maak nie saak watter gender nie, is nog steeds te skaam om aan te meld dat hulle ervaar die simptome van depressie. Want hulle voel, Vir hulle al is mans. swak. Nou vir al mans, dat ons in hierdie Vir al tyd waarin mans. ons lewe, het mans nog steeds die ervaring. En ek weet nie, is dit maar nog 'n genetiese ding wat saamgedra word, dat mans nog steeds the gatherer en die hunter is en die sterk ene moet wees. Dat hulle Wel, daar's teorie oor dit. Dis 'n dekselse goeie vraag. Maar ek kan dit net gou reflekteer op wat jy sê, want wat jy sê is baie waar, né? Behalwe dat vroue dubbel soveel geneig is as mans om depressie sogenaamd te ervaar, as amptelik, is mans mos nou 4 keer meer geneig om selfdood te pleeg as vroue. En dit is baie hoog aan depressie gekoppel. Maar in Suid-Afrika, veral in Suid-Afrika, is omtrent net 25% van Suid-Afrikaners wat depressie het in elk geval toegang tot behandeling. Nou kom ons terug na jou vraag toe. Hoe werk hierdie goed? Nou daar's verskillende teorieë. Natuurlik is daar die hele sosiale konstruksie van genderteorieë. En dat dit nog steeds so is dat manlike norme, sogenaamde manlike norme, ontmoedig weerloosheid, emosie wys ensovoorts, wat maak dat mans baie meer onderdruk en natuurlik minder gesondheidsorg soek. En dis nie altyd so nie, maar dis meerendeels so. Ehm Vroue het daai oormaat roldruk. Baie vroue het. Jy weet, baie vroue, mens verstom jou hoe vroue dit regkry teenoor mans baie keer. Om te werk, om 'n ma te wees, om 'n tuiste-skepper te wees. Dan moet jy nog sommer 'n lekker vriendin wees tussendeur. En daardie druk wat die depressie risiko verhoog. Mans die teenoorgestel volgens rolteorie.
die roldefinisie word baie ingedruk om jy moet mans voel hulle moet presteer, jy weet hulle moet finansiëel voorsien baie keer. En dit word ook baie keer dan in die redes hoekom hierdie goed verskillend presenteer. En in Suid-Afrika natuurlik. Is armoede, ongelykheid in terme van gender, gendergeweld, vroue wat baie meer blootgestel is aan gender, is baie spesifiek ook 'n rolfaktor. Mag ek hier dalk die die onderwerp inbring van ouerskap teenoor seuns in die wêreld en hoe dit ook dit beklemtoon dit sit druk op hierdie ding van seentjies mag jy huil nie en seentjies moet sterk wees en die hele ding dat dit is hoekom dit ek dink so moeilik is om hierdie stigma te breek van ek is swak as ek vir hulp vra. Dit is so en kyk dit verskil in verskillende gemeenskappe en in verskillende kontekste, maar oor die algemeen wêreldwyd is dit tog nog so. In Suid-Afrika is dit baie keer so. Dat in sekere bevolkingsgroepe is dit belangrik om daardie manlike rol en seuns word dan ook so geleer. Dit is hoe seuns optree, dit is hoe meisies optree. Meisies mag huil, seuns mag nie huil nie, byvoorbeeld. En dis natuurlik nou nie altyd so rigied soos dit nie, maar dit word ook geïmpliseer en soort sosiaal versterk. Dan is dit baie moeiliker vir daardie man as hy 35 of 55 is om die vrymoedigheid het om te sê, maar hoor hierso, ly ek het al aan depressie nie, jy weet, ek kom nie uit die bed uit nie. Hy is baie meer geneig om te sê, nee man, ek moet net my kop reg kry gou. Ek is sommer net simpel. En dit speel geweldige rol, soos jy tereg sê, hoe die simptome éventueel presenteer. Ek wil nou wil ek dit na die algemeen vat want ek dink die oorsaak van depressie is algemeen. Ek dink soos jy nou verduidelik het, die ervaring daarvan verskil, maar die oorsaak is algemeen dat ons bly in 'n wêreld waar stresore is hoog. Ons bly in 'n angsgedrewe, baie emosioneel gedrewe tyd in die wêreld waar mense sukkel en dit raak nou al hoe meer belaglik om eintlik nog te moet sê jy mag vir hulp vra. En mense wil so half nou begin kwaai raak met mense en sê goed, jy weet dis nou mooi dat vroue nou begin dit regkry en hulle gaan sê en dis mooi. Maar ek bedoel omdat die man se selfmoordsyfer so hoog is, voel mense moet nou regtig begin jou voet neersit en sê hou julle moet nou begin vir hulp vra. Ek dink dit is tog besig om te gebeur, Lise. En dit is 'n duidelike bewussynskuif wat gebeur het oor die afgelope dekade na bewussyn van gesondheidsorg, geestelike gesondheidsorg, psigiese gesondheidsorg. En dit is so, of ek ervaar dit ten minste so, en ek dink baie kollegas ook dat mans al hoe meer geneig is om te sê nee man, hoor jy lyk my ek dink ek het 'n bietjie angstigheid of ek is bietjie depressief of hoe dit is verseker besig om te gebeur, maar mens moet ook onthou dat bewussynskuiwe gebeur, al gebeur dit vinnig, gebeur dit kollektief relatief stadig. En daar is faktore wat sosio-ekonomies en sosio-biologies goed beïnvloed. Dit is baie moeiliker in Suid-Afrika vir mans om by gesondheidsorg aan te meld, want daar is nie gesondheidsorg om by uit te kom nie in baie landelike gebiede, as wat dit is in 'n klein landjie soos Nederland. Dit is 'n geweldige faktor, byvoorbeeld. Daar's baie faktore, 'n rolfaktore. So dit is besig om definitief in daardie rigting te gaan gebeur. Ek dink daar is 'n bewussynskuif dat psigiese gesondheid en fisiese gesondheid is maar dieselfde ding en daar is inligting beskikbaar. Daar is mense wat agterkom, "Haai, ek is nie gek nie, dis nie vreemd nie, dis maar 'n algemene ding waarmee ek hier sukkel en baie mense sukkel." Maar omdat ons in 'n wêreld leef van sosio-ekonomiese ongelykheid en opvoedkundige ongelykheid, is daar gemeenskappe wat nog 60 jaar terug is en daar is natuurlik gemeenskappe wat 10 jaar vooruit is.
En ek dink wat mense net moet herinner is as gevolg van COVID, van die positiewe dinge daar uitgekom het, is die aanlyn sessies wat mense kan kry wel. Mense kry aanlyn sielkundiges, mense kry mense wat jy kan aanlyn as jy op 'n plek Hmm. bly waar daar nie iemand naby jou is nie. Daar is baie meer opsies al beskikbaar. En die ander ding is Louis wat ek voel deesdae moet ons dit nou begin herhaal ook is wanneer jy 'n professionele persoon gaan sien, gaan niemand dit weet. 'n Professionele persoon gaan dit vir niemand sê nie. So jy hoef nie skaam te wees, want niemand gaan dit weet nie. Jy kan dit in die geheim doen en solank jy net daai hulp gaan kry. En ek dink mense vergeet dit. Mense dink almal gaan weet jy gaan sien iemand. Almal gaan dit weet. Almal gaan weet jy is daar. Alle professionele mediese behandeling word gereguleer deur wetlike en etiese riglyne. So of jy die sielkundige gaan sien of die psigiater of jou algemene praktisyn, dit is als vertroulik en dit is als privaat inligting. En as jy nie wil hê iemand moet dit weet nie, as jy nie 'n minderjarige is nie, dan hoef niemand dit te weet nie, as dit vir jou belangrik is. Ek dink wat ons baie keer probeer propageer is, daar's geen rede hoekom enigiemand dit nie kan weet nie. Maar as dit vir jou belangrik is natuurlik en dis jou reg, dan hoef jy nie. Parkeer om die hoek en sê vir die sielkundige of die algemene praktisyn, luister, hier is vertroulik, ek wil nie hê iemand moet hiervan weet nie. Mense dit julle enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Indien jy meer wil lees oor angs, depressie, enigiets soos daai, gaan gerus na WSEK se webtuiste wsek.co.za. En Dr. Louis Averbag se besonderhede, sal beskikbaar wees hier by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daarso. Julle moet 'n heerlike dag verder hê. Deel asseblief die gesprek en onthou soos altyd, kyk mooi na jouself.